Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Here, U is hoog en verhewe en die soem vul die tempel. Here, ons is vanoggend hier om U naam groot te maak, om U al die lof en die eer en die danksegging te bring. Here, want dit is ons hoofdoel, hoekom ons vanoggend na die huis van die Here toe gekom het. En ons sê vir U dankie, Here, vir elke voorreg, elke ding wat ons uit U hand uit ontvang. Here, wil ons in hierdie oggend vir U baie dankie sê. Here, wanneer ons sien ons kry reën, ons kry son op die regte tyd. Here, dit is alles gawes wat ons uit U hand uit ontvang. Here, maar U sorg elke dag vir ons. En daarvoor sê ons vir U baie dankie. Here, wanneer ons in hierdie oggend gekom het, het U gesê dat dit is goed vir ons dat ons die huis sal besoek. En ons sê vir U ook daarvoor dankie. Here, dat ons in staat was om dit te kan doen. Baie dankie, Here, dat ons ook kan bid vir mense se behoeftes. Here, wanneer ons vanoggend gehoor het van Henny, van siek mense, Here, dan wil ek in die besonder in hierdie oggend, ons wil nie vir Tiana Smith, 'n 19-jarige dogter wat baie siek is. Here, ons bid en ons wil haar opdra en vra dat U sal intree. Here, dat U 'n wonderwerk sal doen en ons sal vir U al die lof en die eer en die danksegging kry. Here, wanneer ons vanoggend na die nagmaaltafel kyk, Here, is dit miskien vir die wêreld, vir iemand wat aan 'n kruis sterf, 'n verloorder, maar ons koning, die kinders van die Here, is dit die plek van 'n oorwinnaar. En ons sê vir U baie dankie. Dankie, Here, dat ons bevoorreg is om te kan aansit aan die tafel, want U het die prys reeds vir ons betaal. Here, en ons het op hierdie oomblik, het ons nog 'n kans om reg te maak, om met waardigheid aan die tafel te kan sit. Baie dankie, Here, vir 'n voorreg wat U vir ons daar gestel het, want U het gesê, doen dit so dikwels, en daarom wil ons dit doen in hierdie oggend. Here, en ons wil U al die lof en die eer gee. Maar Here, ons wil ook bid vir pastoor Kobus, wat vir ons die woord sal bring. Geef ons geopende harte, Here, goed voorbereide harte, sodat ons die woord sal ontvang. Maar Here, dat ons as 'n gemeente, ons het gehoor, ons is 'n familie. Here, dat ons as 'n kerkfamilie nie net sal hoorders wees nie, maar dat ons ook daders sal wees van die woord. En ons sê vir U baie dankie. Here, ons bid hierdie ding in die kosbare naam van Jesus. Amen. Nou ja, is my voorreg. Baie dankie. En ek wil vra dat ons onverwyld die woord van die Here sal oopmaak by Genesis 11. En ons gaan daaruit 'n paar verse lees van vers 26. Gaan ons dit saam lees en ek begin dit dadelik te lees. Toe Tera 70 was, het hy die vader geword van Abraham, Nahor en Haran. Ek wonder of daar enige man is vanmôre wat graag op 70 weer na babetjies wil kyk. Ek weet nie hoe dit gewerk in die Bybeltyd nie, maar Tera was 70. Hier volg die familiegeskiedenis van Tera. Tera het die vader geword van Abraham, Nahor en Haran. En Haran het die vader geword van Lot. Haran het in Ur van die Galdeërs, sy geboorteland, gesterf toe sy vader Tera nog geleef het. Abraham het getrou en Nahor ook. Abraham se vrou se naam was Sarai en die van Nahor se vrou was Milka, 'n dogter van Haran, wat nie net die vader van Milka was nie, maar ook van Jiska. Sarai was onvrugbaar, sy het nie kinders gehad nie. Tera het sy seun Abraham geneem en ook sy kleinseun Lot, seun van Haran, en sy skoondogter Sarai, die vrou van sy seun Abraham, en saam met hulle uit Ur van die Galdeërs weggetrek om na Kanaan toe te gaan. Maar hulle het net tot by Haran getrek en in die stad gaan woon. Tera was 205 jaar oud toe hy in Haran gesterf het. Tot sover die woord van die Here ons hart. Vader, baie dankie vir U kosbare woord. Dankie vir die voorreg om vanmôre dit oop te breek en te deel met U kinders. En dankie dat ek vanmôre weet, U is wakker oor die woord om dit te volbring. Ons eer U daarvoor, en ons dank U daarvoor.
Amen. Ek praat met jou oor die gedagte, waar het jy jou tent opgeslaan? Nou mense wat lief is om te kampeerders, hy sê in 'n tent of in 'n karavaan, is daar een belangrike ding vir hulle en dit is die staanplek. 'n Kampeerder is baie gesteld op sy staanplek. Hy moet 'n goeie staanplek hê. Anderster is daai vakansie nie 'n goeie vakansie nie. Ek het in vroeë jare mense geken wat so gefokus was op die staanplek dat hulle alreeds met die huidige vakansie hulle plek bespreek vir die volgende vakansie en dit sommer klaar betaal. 'n jaar vooruit. Want dit was vir hulle belangrik om die regte staanplek te hê. Want daai staanplek het die sukses van hulle vakansie bepaal. En weet jy wat? So gebeur dit ook met ons in ons daaglikse lewe. Dat ons sekere staanplekke in ons lewe het, wat die toekoms en wat die sukses van ons lewe en ook die beplanning van ons lewe bepaal. En daar is hoofsaaklik 2 redes hoekom mense tent opslaan by sekere gebeurtenisse. En dit kan goeie of slegte gebeure wees. So ons slaan tent op by 'n slegte gebeurtenis, 'n traumatiese ervaring in ons lewe, of ons slaan tent op by 'n goeie gebeurtenis in ons lewe. 'n Traumatiese ervaring soos 'n afsterwe van 'n geliefde, die egskeiding wat ek moet deurgaan, die verlies van my werk, die bankrotskap van my besigheid, my kind wat miskien doodgaan. Al daardie goeders maak dat mense dikwels tent opslaan by daardie gebeurtenis en nie verder beweeg nie. Ek onthou in 'n vorige gemeente waar ons was daar 'n tannetjie wie se man toe al op daai stadium toe ons daar gekom het om by 10 jaar dood is. En sy het nog elke môre opgestaan en tafel gedek vir hom en sy kos gereed gekry soos wat sy alle jare gedoen het en sy klere uitgehaal uit die kas en dit vir hom reg gekry sodat hy net kan aantrek en aan werk toe gaan en hy was nie meer daar nie. Sy het gaan tent opslaan by hierdie gebeurtenis, die trauma in haar lewe. Soos Abraham se pa Tera. Hier wat ons van lees. Hy het die 3 seuns gehad, Abraham, Nahor en Haran. Haran was die jongste en het in Ur van Chaldea gebly. En Haran, die jongste, sterf onverwags. En Tera is so traumaties geraak daardeur, dat hy besluit, maar ek gaan nou trek. Ek gaan Kanaan toe trek. En hy trek weg, maar hy kom net tot by 'n dorp met die naam van Haran. Dieselfde naam as die van sy seun wat dood is. En daar slaan hy tent op, daar gaan bly hy en daar sterf hy. Hy het sy tent daar opgeslaan by die trauma wat hy beleef het. En so gebeur dit dikwels. Ons lees daarvan in Genesis 11 vers 31 en 32, die hele gedeelte. Tera het gedink hy vlug weg van die trauma. Hy het gedink hy gaan nou breek en totaal wegkom van hierdie traumatiese ervaring in sy lewe. Hy wil nie meer daar wees nie. Ek onthou toe ons dogter verloor het ek en my vrou besluit, ons kan nie in die huis bly waar ons gebly het toe sy oorlede is nie. Ons moet ook wegtrek. En die Here het vir ons onderneem en ons het getrek na 'n ander plek toe. Gemeentelede het vir ons hulle huis beskikbaar gestel waar ons kon bly. En dit het gehelp om die seer so 'n bietjie weg te vat, om die trauma weg te vat, want die herinneringe was net te veel. En so gebeur dit toe met Tera ook. En hy besluit, maar nou trek ek. Ek kan nie hierdie ding hanteer nie. Ek het hierdie verlies van my seun, ek is hartseer, ek het pyn, ek kan nie hier bly nie. Maar hy trek net tot by 'n plek wat dieselfde naam het as sy seun wat dood is. En in plaas van om verder weg te trek van sy trauma af, trek hy nader na dit toe. En dit wat dikwels gebeur met mense.
dat hulle nader trek aan hulle hartseer, aan hulle trauma, en hulle nie daarvan kan wegkom nie. Hulle daar gaan trend opslaan. Ek dink aan mense wat deur 'n egskeiding gaan. En daar kan jy dikwels dat daar mense is wat daar vassteek, wat daar tent opslaan. Hulle is so kwaad vir die ander eggenoot, dat hulle in 'n wraaksigtige mode gaan, en probeer om alles te doen om daardie persoon so ongelukkig as moontlik te maak, want hulle is ongelukkig. Hoe kan hy of sy gelukkig wees as ek ongelukkig is? Of dikwels trou hulle vinnig, jy weet daai ding van 'n rebound, trou hulle weer, maar hulle trou verkeerd. En dit is groter drama en groter stryd as wat hulle voorheen gehad het. En ons beleef dit in menselewens, of hulle raak kwaad, en ongelukkig in die gemeente, ek het dit al hoeveel keer gehad, en Pastor George sal dit ook kan uitdra, dat mense kwaad raak, of ongelukkig raak oor iets in 'n gemeente, hulle besluit, ek wil nie meer hier wees nie. Hy pak sy goed en hy gaan na 'n ander gemeente toe. Maar jy wat? Hulle is ook nie daar gelukkig nie, en hulle gaan na 'n volgende gemeente toe. Hulle is ook nie daar gelukkig nie, hulle gaan na 'n volgende gemeente toe, want hulle het gaan tent opslaan by hulle seer, by hulle kwaadheid, by hulle ongelukkigheid. In plaas van om daarmee te deel en af te handel en klaar te kry. 'n Voorbeeld vind ons in die woord, in die lewe van Paulus en Barnabas. Ons lees van hulle daar in Handelinge. Hulle was albei sendlinge, apostels eintlik, wat uitbeweeg het en in gemeentes gaan plant het en mense tot bekering gebring het, en dit het goed gegaan. Hulle het baie goeie werk gedoen. Maar hulle het 'n jong man saam met hulle gehad met die naam van Markus, wat ook Johannes genoem was. En halfpad op hulle eerste sendingreis besluit Markus, hy wil nie meer verder gaan nie. Hy gaan nou net hierso ophou, hy gaan teruggaan na die stad toe, of na die dorp waar hy vandaan kom, Antiochië, hy gaan nie meer saam met hulle gaan nie, en hy los hulle, en hy laat hulle in die steek. En later besluit Paulus, en hy sê vir Barnabas, kom ons gaan weer op 'n reis, en ons gaan kyk hoe gaan dit met die gemeentes wat ons geplant het. En Barnabas sê, is reg, kom ons doen dit, maar kom ons vat vir Markus saam. En Paulus sê, ek vat hom nie saam nie. Hy is onbetroubaar. Ek kan hom nie vertrou, dat hy saam met ons weer sal gaan nie. Hy het ons die vorige keer halfpad in die steek gelaat. Ek wil hom nie saam hê nie. En Barnabas sê, maar ek wil. Paulus sê, ek wil nie. En dan lees ons, in Handelinge 15 vers 39, daar kom 'n bittere stryd tussen. Hy sê, hier het hulle so skerp verskuil, dat hulle van mekaar geskei het. Daar kom 'n skeiding tussen Paulus en Barnabas, omdat die een nie wil toegee, terwille van die ander nie. En weet jy wat? Ons lees nooit weer van Barnabas nie, want die woord sê, hy het van daar af na Cyprus toe gaan, en hy het vir Markus saamgeneem. Maar Paulus het vir Silas gekry, en hulle het weer op 'n sendingreis gegaan, en hulle het voortgegaan om gemeentes te plant, en mense tot bekering te bring. Inteendeel, Paulus word toe die skrywer en outeur van die helfte van die Nuwe Testament. Want hy het in die wil van God gebly. Hy het nie gaan tent opslaan by die trauma nie. Barnabas het gaan tent opslaan by sy ongelukkigheid, by sy kwaadheid. En hy verloor sy bediening. Want jy lees nooit weer van Barnabas nie. Hy het verdwyn. En so vind ek dit hoeveel keer in die bediening, of het ek dit gevind in die bediening, van mense wat dit op 'n punt gekom en sê, ag pastoor, ek voel ek het nou genoeg gedoen. Ek het nou genoeg tyd gespandeer. Ek was nou lank genoeg op hierdie raad, of ek was lank genoeg in die aanbiddingsspan, of ek het lank genoeg by die deur gestaan, of ek was lank genoeg betrokke. Ek wil nie meer nie. Ja, maar is reg. En moenie probeer om daai persoon terug te haal nie. Dan het jy groter pyne en stryd as wat jy voorheen gehad het. Want as hy in sy hart besluit het, hy wil nie meer nie, dan gaan hy nie meer nie. En wat gebeur? Dan raak hulle net weg, hulle verdwyn.
Hulle is nie meer betrokke iewerste nie. Sit lekker by jou huis. Geniet om dit te ontspan. En intussen verloor hulle ook hulle konneksie en hulle betrokkenheid by die Here. Maar dan gebeur dit ook dat mense tent opslaan by gelukkige gebeurtenisse in hulle lewe. En weet jy wat, dit is net so gevaarlik. Want ons kan partykeer by daai gelukkige gebeurtenis tent opstaan en stagneer in ons geestelike lewe. Maar ons dink dit is alles. Ek dink byvoorbeeld aan 'n verhaal in die Bybel ons van lees van Jesus wat op 'n sekere dag 3 van sy disippels, Petrus, Johannes en Jakobus neem en teen 'n berg opgaan, die berg van verheerliking. Ons lees daarvan daar in Matteus 17. En terwyl hulle op die berg is, sien Petrus waar Jesus met Moses en Elia in gesprek is. En daar's 'n salwing op daai plek. Daar's 'n teenwoordigheid van die Here, heilige teenwoordigheid. En Petrus raak 'n ontwikkelaar. Hy wil 'n ouer huis ontwikkel. Maar luister wat sê hy vir die Here? Hy sê, toe sê Petrus vir die Here, Here, dit is goed dat ons hier is. As u wil, sal ek hier drie hutte bou. Een vir u, een vir Moses en een vir Elia. Hy wil onmiddellik, wil hy hierso 'n vakansieoord of 'n ouer huis of 'n aftreeoord ontwikkel, want hier is dan nou 'n plek waar hulle moet bly. En so gebeur dit in ons lewens, liewe gemeente, dat ons tent opslaan by goeie en gelukkige gebeurtenisse in ons lewe, en weet jy wat? Ons mis die betere dinge in die lewe. Want ons moet altyd onthou, goed is altyd die vyand van beter. Goed is altyd die vyand van beter. Want dikwels het die Here vir ons baie beter dinge in stoor, maar ons het stil gaan staan by hierdie een goeie gebeurtenis en ons slaan daar tent op en dit is waar ons bly. Wat is die effek daarvan as ons tent opslaan op die verkeerde plek? In die eerste plek, jou waardes kom onder druk. Jy sien, dit raak makliker om te kompromieer. Abraham word deur God geroep om na 'n vreemde land toe te gaan. Ons lees daar in Genesis 12 vers 1. En die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Maar hy het nie net vir hom gesê trek nie, hy gee hom ook 'n belofte. Hy sê in vers 2, ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. Maar nou hoor Abraham, ek gaan jou nie net uitvat en jou los nie. Ek gaan saam met jou daar wees. Ek gaan 'n pad met jou stap. En Abraham gaan sonder om te murmureer. Sonder om te vra, hoekom? Hoekom moet ek nou my goed agterlaat? Hoekom moet ek nou weggaan? En hy vat vir Lot saam. Want jy sien, toe sy broer Haran dood is, het hy en Sarai vir Lot aangeneem. Want hulle het nie kinders gehad nie. En Lot se pa is dood, en hy praat niks van Lot se vrou, van Haran se vrou nie, maar daar was nie ander familie nie. En Abraham en Sarai besluit, hulle gaan na hierdie jong seun gaan hulle kyk. En nou trek Lot saam met hulle. En hulle kom in die land Kanaan. En die Here is altyd getrou aan sy woord, geliefde. Julle het dit al agtergekom? Hy is altyd getrou. Dis wat Jesaja sê. Hy is wakker oor sy woord om dit te volbring. En dit is in Kanaan, en die Here seën hulle. Want die Here het mos vir Abraham gesê, ek sal jou seën. Maar ek sal ook die mense wat saam met jou is, hulle wat in jou damkring beweeg, sal ook seën. En die Here seën vir Lot ook. Tot so mate dat hulle later al nie meer saam kan boer nie, hulle te groot geword, hulle te wel afgeword, te veel vee gehad, dat hulle nie meer saam kon wees nie. En nou sê Abraham vir Lot, ag, hy is so nice. Hy sê, Lot, dis nie goed dat ons hier saam bly en beklei nie. Dis nie goed nie. Kom ek en jy skei. Hy sê hierso. En hulle gaan nou, en hy besluit, hy gaan nou ontslae raak, of hulle gaan wegtrek van mekaar af.
En Abraham sê vir Lot, as jy links gaan, gaan ek regs gaan. As jy regs gaan, gaan ek links gaan. En nou kies Lot die eerste. En hy sien die Jordaanvallei is vrugbaar en mooi. En hy besluit, dit is waar hy wil bly. Maar hy gaan bly naby aan Sodom, wat die mees goddelose stad was op daai stadium. Gaan bly naby Sodom. Later word hy een van die leiers van Sodom, wat regspraak gee, want toe die engele by die stad aankom, toe sit Lot in die poort van die stad. Maar in elk geval, en Abraham sê, goed, jy het daai deel gekies, ek sal die ander kant toe gaan. Maar Lot se keuse bring hom direk op die weg van kompromis, van kompromering. Maar tot so mate verswak hy in sy toewyding aan die Here, dat dit 'n effek het op sy gesin. Onthou, dit wat ek en jy doen en besluit, het 'n effek op ons gesin, op ons nabye mense, wat saam met ons is. Dit het altyd 'n effek op hulle. Hulle word ingesluit in jou en my dampkring. En so gebeur dit, dat Lot se 2 dogters ook so verswak in hulle toewyding, dat hulle uiteindelik vlug uit Sodom uit, dat hulle pa dronk maak, en by hom slaap, en swanger word. En hulle baar elkeen 'n seun, een met die naam van Moab, ander met die naam van Ammon. En daardie 2 volke, die Moabiete en die Ammoniete, word van die grootste vyande van Israel uiteindelik. Verkeerde besluite, tent opgeslaan, waar hulle nie moes tent opgeslaan nie. Hoe het dan gebeur dat al hierdie goed gebeur het? Omdat mense op die verkeerde plek hulle tent opslaan, as gevolg van verkeerde besluite wat hulle maak. En ek glo, dat wanneer jy as kind van die Here met die seën van God in 'n plek instap, sal God daai plek seën. Luister, Paulus bevestig dit vir ons in Romeine 15:29. Hy sê hierdie woorde: en ek weet dat as ek na julle kom, ek met die seën van die Here, of die seën van die evangelie van Christus sal kom. 'n ander vertaling sê, ek weet as ek na julle toe kom, sal Christus vir my 'n groot seën gee om aan julle oor te dra. My geliefde in die Here, wat is die lekkerste as om met die seën van die Here by iemand se huis in te stap en oor die Here te praat en oor sy goedheid te praat en oor sy guns in jou lewe te praat, in plaas van oor die politiek en oor wat Koos en Sannie nou weer aangevang het. Ons word nie gestig deur daai ander stories nie, maar ons word gestig deur wat die Here vir ons sê. Maar dit het ook 'n negatiewe effek dikwels. Want ons bly mense. In Abraham se geval het dit gebeur. Abraham is in Kanaan, maar daar's 'n groot droogte en hy besluit, ek gaan nie hier bly nie. Hy trek Egipte toe. En hy gaan slaan tent daarop. Maar daar lieg Abraham. Want toe hy daar kom, hy sê daar in Genesis 12, toe op die punt staan om Egipte binne te gaan, sê hy vir sy vrou Sarai, ek weet jy is 'n mooi vrou. Wanneer die Egiptenaars jou sien, sal hulle sê, dis sy vrou, en hulle sal my doodmaak, maar vir jou sal hulle laat bly lewe. Sê tog maar jy is my suster, dat het met my goed kan gaan oor jou, en my lewe deur jou toedoen gespaar word. Abraham lieg oor Sarah. Nog later lees ons, Isak lieg oor sy vrou Rebekka. Ons lees daarvan in Genesis 26. Die mense daar het oor sy vrou begin uitvra, en hy het gesê, dit is my suster. Hy was bang om te sê, dit is sy vrou, want dan sou hulle hom dalk doodmaak oor Rebekka, wat 'n baie mooi vrou was. Isak doen dieselfde as sy pa. Nog later lees ons van Jakob, die kleinseun van Abraham, Isak se seun. Hy lieg vir sy pa om die seun van sy ouer broer te kan kry. Hy sê daar, Jakob sy pa geantwoord in Genesis 27:19. Ek is Esau, pa se oudste seun. Ek het gedoen wat pa gesê het. Kom sit nou regop en eet van my wildsvleis, sodat pa my dan kan seën.
Jy sien, Jakob was nooit 'n jagter nie, maar Esau was 'n jagter. En Esau het altyd as hy 'n bokkie geskiet het, dit vir sy pa voorberei op 'n sekere manier, en sy pa was mal daaroor. En toe die tyd word om sy seuns te seën, sê Jakob se ma vir hom, kom, jy moet jou nou vermom soos Esau. En jy moet hier's 'n lammetjie wat ek gevang het onder die vee, maak dit reg soos jou pa daarvan hou, en dan gaan gee vir hom. En so, hy sê vir sy ma, maar ek het dan nie hare op my arm soos my broer Esau nie, want Esau was harig. Hulle het hom nie goed geskraap toe hulle hom gevang het nie. En sy ma sê nie bekommer nie, en sy vat daai velletjies en sy draai dit om sy arms. En die pa was al blind. Jakob was al blind. Isak was al blind. En Jakob kon staan voor hom en voel Isak so aan hom. Sê, ja, dit is Esau. Hy sê, die stem, hoe lees hy daar? Jakob het nader gaan na sy pa Isak toe, en toe hy aan hom voel sê, die stem, dis Jakob se stem, maar die hande, dis Esau se hande. Isak het nie vir Jakob herken nie, maar sy hande was harig soos sy broer Esau se. Isak het toe vir Jakob geseën. Maar waar dit begin? Toe Abraham in Kanaan gebly het, was daar droogte. En hy besluit op 'n stadium, ek gaan nie langer bly in hierdie droogte nie. En hy trek af Egipte toe, daar waar hy gelieg het oor sy vrou. Hy trek af Egipte toe en hy gaan slaan tent op in Egipte. Hy's op die verkeerde plek. Hy het op die verkeerde plek tent opgeslaan. En dikwels gebeur dit in ons lewens ook. Ons raak ontsteld of ongelukkig oor 'n sekere situasie. Ek is nie gelukkig by die werk waar ek werk nie. En ek besluit, nee, ek gaan hier loop, ek gaan na 'n ander werk soek. En dan begin ek rond te val van een werk na die ander werk, want nie een is goed genoeg vir my nie. Ek slaan my tent op 'n verkeerde plek. 'n tweede faktor wat gebeur wanneer jy jou tent op 'n verkeerde plek opslaan, jy verswak in jou toewyding aan God. Jy sien, toe Abraham en Lot voorspoed begin beleef in Kanaan, word hulle eintlik gedwing om van mekaar te skei, en ons het daarvan gelees, daarvan gehoor. En Lot maak hierdie keuse, hy sê, ek trek na die vrugbare deel toe. Maar sy keuse was die verkeerde keuse. Maak hy verswak in sy toewyding aan die Here. En ek en jy, ons maak dikwels ook sulke verkeerde keuses, en ons verswak in ons toewyding aan die Here, en dan verstaan ons nie hoekom negatiewe dinge in ons lewe gebeur nie. Ek en jy moet versigtig wees, waar ons in ons geestelike lewe gaan tent opslaan. Ek wil vanmôre regtig waar vir julle sê, my geliefde in die Here, ek het dit hoeveel keer in die bediening gesien, mense wat aanhoudend stryd op stryd beleef, of nie tot ruste kan kom nie, en later val hulle hele lewe uitmekaar uit, omdat hulle op die verkeerde plek hulle tent gaan opslaan het. En nie gebly het waar hulle moet nie. Jy sien, dit is so maklik om jou tent op te slaan op die verhoog van roem en bekendheid. Of om jou tent op te slaan by jou werkplek, waar jy 12 tot 14 ure 'n dag werk. Of jou tent op te slaan by jou pelle, elke naweek as jy by jou vriende, julle braai en julle drink en julle maak grappies, en jou kinders word in daardie atmosfeer groot, en later word hulle net so. En jy kan nie verstaan hoekom jou kinders nie rigting kan kry in die lewe nie, want jy het dan die fondasie gelê. Dit is so maklik om 'n tent op te slaan by die afsterwe van 'n geliefde. Ek weet, dit is maklik. En as jy nie jouself dwing om daai tent op te slaan en verder te gaan nie, dan gaan jy nooit verder kom nie. Dit is so maklik om tent op te slaan by die teleurstelling van 'n vriend of 'n vriendin. Ek het in die lewe 'n belangrike ding geleer. Ons staan basies in 2 verhoudings in die lewe. Ons het 'n verbondsverhouding, dis die verhouding wat ek en jy met God het, of wat ek en my vrou met mekaar het, want ons het 'n verbond met mekaar gesluit die dag toe ons getrou het. En dis 'n verbondsverhouding.
En baie keer het jy vriende wat in so 'n verbond met jou staan. Dis 'n vriend wat jy in die middel van die nag kan bel en sê, my motor het by Kroonstad gebreek, sal jy my kom help? Hy sê ek is op pad. En ek het sulke vriende, 'n verbondsvriend, wat ek kan gebruik, wat ek kan bel as ek nood het, by wie ek kan gaan sit en swak wees. Luister my geliefde in die Here. Ek wil vanmôre nou vir jou ding sê. Almal van ons het iemand nodig om by swak te wees. Pastore, ons het iemand nodig om by swak te wees. Jy's nie altyd die sterke nie. Jy het ook behoefte daarvan om net jou hart oop te maak teenoor iemand. Maar er moet iemand wees wat jy kan vertrou, wat jy 'n pad mee stap. As 'n verbondsvriend, wat jy 'n pad mee stap. Ek het so 'n vriend, hy bly in Hartbeespoortdam. Ek kan hom in die middel van die nag bel en sê, Jannie, ek het jou nodig. En hy is al 80 jaar oud. En hy sal vir my sê, kom. Ek is hier. Of ek kom dadelik. Dit is belangrik dat jy so 'n vriend in jou lewe het. En nou moet ek afsluit en sê, die Bybel sê ook, dis nie goed dat ons by die verlede tent opslaan nie. Prediker 7:10 sê, moenie sê in die ou dae was dit beter as nou nie. Dit is nie uit wysheid dat 'n mens so sê nie. Die Lewende Bybelvertaling sê die volgende, moenie vra hoekom dinge in die ou dae soveel beter was nie, want dit is 'n onverstandige vraag. My geliefde, my vraag aan die begin was, waar het jy jou tent opgeslaan? Is dit nog die regte plek om jou tent te hê? Is dit nog die plek wat God wil hê jou tent moet staan? Of moet jy jou tent afbreek en verder gaan? Net jy kan daai keuse maak. En mag die Here jou vanmôre help om daai besluit te maak. Kom ons bid saam. Onse wonderlike Vader, baie dankie vir u kosbare woord. En Here, soos ek aan die begin gebid het, en ons het ook 'n lied gesing met daardie strekking, Here, dat u die waarmaker van die woord is. Dat u wakker is oor die woord om dit te volbring, sê Jesaja vir ons. U sal nie 'n woord uitstuur en dit sal nie ledig na u toe terugkeer nie. Maar dit sal bereik dit waartoe u dit gestuur het. En Here, so staan ek vanmôre in dankbaarheid oor al die beloftes wat u oor my lewe uitgespreek het, wat ek kon sien wat tot vervulling gekom het. Omdat u daaroor wakker was. En Here, daar was ook daar wat ons slegte dinge beleef het, omdat ons nie getrou gebly het aan u woord nie. En ek wil vanmôre bid dat u ons sal help, elke een vanmôre wat hier sit en die woord gehoor het, sal help om so te lewe, dat ons die getrouheid van u woord in ons lewe sal ervaar en belewe. Here, ek wil vanmôre bid dat daar mense vanmôre wat miskien tot die besef gekom het dat hulle tent op 'n verkeerde plek staan, dat hulle sal opbreek en sal opslaan by die regte plek. Want ons kan so maklik tent opslaan by verkeerde plekke en verkeerde gebeurtenisse, verkeerde ervarings, maar ook by gelukkige momente, en u wil nie ons moet daar bly nie. Ons kan nie vandag tent opslaan by hierdie dag nie, al het ons 'n goeie diens gehad. Ons kan nie tent opslaan by verlede Sondag se diens nie, Here, waar die Gees van God so kragtig gewerk het nie. Ons moet aanbeweeg, want u het nog beter vir ons, en u wil ons graag meer seën. Dankie daarvoor. Ek eer u en ek prys en ek loof u in Jesus wonderlike naam. Amen.